Right, so jy weet as jy klein boompies plant, nee, jou eerste probleem is, daai goed gewoonlik, jy kom nie vinnig om met 'n waterkar by nie, of jy moet 'n klein huisie vol besproeiing in het, ensovoorts. Hoe buffer jy daai goed op die einde van die dag? Ek praat hier met Leon, hy gaan my 'n bietjie meer vertel. Hulle het paar jaar terug HydroCash gebruik, hulle ouens wat Regenerate maak, en wat was hulle ervaring met die produk gewees? Jy weet hierdie gel besigheid, hoe werk dit? Kan hy actually vir jou werk? Kom ons luister. Leon, like dit? Goed, dankie self. Nee, doodstil rustig. Sê maar, julle is die hele Wobo area, gee my gou so 'n oorsig, julle boerdery opset, wat is die verskillende vertakkings, hoe lyk julle storie hierso? Ons boer hoofsaaklik macadamias dan om aan te vul op dit of kontantvloei en so aan het ons koeiawels. Ja. En dan het ons ander been avokado pere. So julle is nou die daadwerklike subtropiese, dit is hoe hy loop hierso, nee. Ja. Julle het nie probleme met humiditeit nie. Nee, glad nie, daar keer inval nie. Sê gou 'n bietjie vir my, hierdie HydroCash besigheid. Julle het 'n paar jaar terug het julle nou die bome met dit geplant. Verduidelik my gou, hoe werk julle konsep? So wat ons gedoen het, ons vat daai HydroCash, ons het dit in 'n 1000 liter flowbin aangemaak. Dan gooi ons dit in 'n 2 liter jug, elke gat, dan gooi jy net 2 liter van dit in. Plant jou boompie in dit, dan het hy dadelik daai vog om die wortels totdat die waterkar nou kan bykom om hom weer te benat, dan trek daai HydroCash weer vog in. En so hoe werk dit nou basies? Is dit 'n gel tipe, jy sê nou gooi hom in 'n flowbin, wat is dit, poeier of hoe werk dit? Dis 'n poeier as jy hom in die water inmeng, dan sit 'n poeier, hy maak 'n gel, daar's geaktiveerde koolstof saam met dit, wat dan ook goeie organiese materiaal trek uit die grond uit. Ja. Of organismes om organiese materiaal af te breek. Dan help hy en hy help ook 'n bietjie seker in daai wortelsone laat hulle dan kan operate. Ja. So wat ek by jou wil weet is, as ek jou reg verstaan, want ek weet ons met die pekanneute, ek meen jy plant met daai waterkar by daai ding, jy moet omtrent 1000 liter water op elke boom sit. Is ek reg as ek sê dat jy hierso met die wat jy net met die vog plant, het jy nie nodig om daai klomp water dadelik by hom uit te kry nie, gee jou daai buffer. Dit gee jou tyd want ons plant redelik vinnig, ons plant omtrent 1100 bome op 'n hektaar. So, ja. Ons het die plantspan gaan so julle is nie op ons 100 boompies op 'n hektaar nie, nê. So die plantspan gaan vooruit, hulle plant en dan die waterkar kom, maar hy kan nie byhou op die tempo wat ons plant nie, so dit gebeur partykeer dat die boom 'n dag of 2 wag voordat ons met die waterkar by hom kan kom. Die besproeiing is reeds in, maar net om my eerste diep penetrasie te kry wat klaar om die hele wortelsone dek. Ek hoor jou. En wat was die resultate gewees wat julle gekry het uit hom uit? Ek sou sê dis baie goed. Dis baie moeilik om te sê op 'n boom, want jou boom moet nou eers groei. Ja. So ek kan nie 'n langtermyn resultaat sê nie, maar ek kan sê dat daar nie een boompie gevrek het na 'n plant nie. Dis die belangrikste gedeelte, nê. Is net daai, solank die bome nie gevrek het nie, dis al wat belangrik is. So, en dit wat jou ervaring was met die produk en daai goed sê vir ander ons aanbeveel, kan hulle maar in die rigting kyk. Ja, definitief. Ek dink veral saam met die geaktiveerde koolstof is dit baie goed saam met jou boom. Uitstekend. Leon, dankie baie. Right, so, as jy daai boompies net 'n bietjie ekstra buffer wil gee, nee, en ek dink nie is 'n slegte idee, ewenal is jy pekanneute iets in daai koers nie, kry goeders in die gat, soos hy sê, daai geaktiveerde koolstof, en net die feit dat hy daai vog rondom die wortels kan hou op die einde van die dag, gee jou dalk net daai, dat jy nou nie 'n hasbekboord het op die einde van die dag nie. So dis die wat vir myself, as jy belangstel, linkie bo of hieronder, kom jy met hulle in kontak. Tot volgende keer. Groete.